Goeienaand almal en dankie dat jy luister na hierdie Sondag aand oordenking. Jy weet, dit maak nie saak wie of wat jy is nie. Dit maak nie saak hoe deeglik jy jouself beklee met die volle wapenrusting van God nie. Jy het hulp nodig. Efesiërs 6 vers 12 sê vir ons duidelik hoekom ons die Here se hulp nodig het. Want jou worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nou hierdie is 'n oormag waarmee elkeen van ons te doen het elke dag. In Johannes 10 vers 10 sê die Here Jesus, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Maar kyk 'n bietjie na wat gebeur hier in 1 Kronieke 5 vers 18 tot 20. Sê daar, van die seuns van Ruben en Gad en die halwe stam van Manasse, naamlik die helde, manne wat skild en swaard dra en die boogspan en ervare is in die oorlog, was daar 44.760 wat op kommando moes uittrek. Kan jy sien, hulle was helde. Hulle kon die skild en die swaard gebruik en hulle was ervare in die oorlog. Maar afgesien daarvan gaan die woord verder en hy sê, en hulle het hulp gekry teen hulle, en die Hagareners is in hulle hand oorgegee, en almal wat met hulle saam was. Hoekom en waar het hulle hulp gekry om hierdie oorlog te wen? Vers 20, en hulle het hulp gekry, want hulle het die Here aangeroep. Hulle het geglo, die Here sal hulle help in die oorlog. En hy het hulle verhoor, omdat hulle op hom vertrou het. Nou hierdie woord aangeroep is Zaak in Hebreëus, wat in hierdie konteks dui op al die soldate wat vergader het op 'n spesifieke plek om die Here aan te roep. Want hulle het geglo, die Here kan hulle help. Vers 20, hulle het hulp gekry, want hy het die Here aangeroep in die oorlog, en hy het hulle verhoor, omdat hulle op hom vertrou het. Weet, daar's 'n verskil tussen glo in God en om die Here God te vertrou. Maar wat is hierdie verskil tussen glo in God en om God te vertrou? Die fundamentele verskil tussen glo en vertrou is dat geloof 'n intellektuele aanvaarding van geskrewe feite, die woord van die God is, terwyl vertroue 'n daadwerklike, 'n rasionele oorgawe en lojaliteit aan die karakter van God is. Geloof berus op die Here God se spesifieke beloftes of sy verklaringe voordat die uitkoms nog sigbaar is. Geloof aanvaar dat die woord van die Here God waar is. En wat is vertroue? Vertroue anker homself diep in hierdie geloofsoortuiging wanneer die situasies opduik. Met ander woorde, wanneer jy teenkante ervaar, wanneer Satan jou aanval met enige iets tot sy beskikking. Weet, die Bybel sê in Jakobus 2 vers 19, jy glo dat daar net een God is. En dit is goed, en is ook waar, né? Maar dan gaan hy verder en sê, die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Nou die glo van die duiwels, hulle erken Jesus as die seun van God, en dus glo hulle ook in die bestaan van God, maar vertroue, hulle onderwerp hulle egter nie aan die Here nie. Hulle het geen verhouding met God of 'n hartsoorgawe aan hom nie. En daarom sidder hulle. En daardie soldate wat goed gewapen was en wat die swaard en die spies en die pyl en boog kon gebruik, sê dit, die soldate het eendragtig hulp en skuiling gaan soek by die Here. Hoekom? Omdat hulle in hom geglo het. En toe, die wonderlike versekering wat ons hieruit kan leer is, en hy het hulle verhoor, hulle het in hom geglo en hulle het geroep tot hom, en God het hulle verhoor, omdat hulle op hom vertrou het. Psalm 37 vers 19 sê dit baie duidelik, die opregte sal nie beskaamd staan in die slegte tyd nie, en in die dae van hongersnood sal hulle versadig word. Is dit nie wonderlik nie? En dan Psalm 25 vers 3, almal wat die Here verwag, sal nie beskaamd staan nie. Met ander woorde, almal
Ons glo almal in die Here, maar as ons op hom vertrou dat hy ons gaan help en uithelp in enige situasie, dan sal nie een van ons ooit beskaamd staan nie. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons kan glo in U, die enige waaragtige God, die Vader van ons Here Jesus Christus, maar dat ons ook kan vertrou, die wete dat U sal ons help en ons sal nie beskaamd staan nie. Dankie daarvoor. Amen.